Vriende, baie welkom by ons diens vanmôre. Kom ons sit net so en dan bid ons net saam voordat ons die woord van die Here open. Here, baie dankie weer eens, soos ons elke Sondag vir U dankie sê. Die voorreg wat ons het om weer by mekaar te kan kom. Ons is veilig gewees deur die week, U het ons vasgehou, U het ons geseën, U het ons onderhou. Dankie daarvoor. Dankie dat ons vanmôre weer hier kan wees. Dankie vir U woord, dankie vir die krag van U woord. Dankie dat U vir ons U woord oopbreek, dit vir ons bekend maak. En Here, ons bid vanmôre dat U ons harte sal gehoorsaam vind om te luister na die krag van U woord. Ons dankie daarvoor, Here, en ons vertrou U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vriende, verlede week het ons in Nahum 1 gesien dat God alle sonde uiteindelik sal straf. Dat God 'n regverdige en 'n jaloerse wreker is. En dat elke mens wat nie die vergifnis van die kruis aangegryp het nie, sy sonde deur God gewreek sal word. Vandag gaan ons voort na die tweede deel van hierdie profesie. Die opskrif in ons Afrikaanse Bybels is die val van Nineve. In die King James, the destruction of Nineveh. Guzik gee aan hierdie hoofstuk die titel Nineveh Conquered. Aan die 3 hoofstukke in hierdie kort profesie gee hy die oorhoofse tema The Faithful and True Judgments of God. Ons tema vandag is Ek het dit teen jou. Hierdie hoofstuk beskryf in detail die inval en die vernietiging van die groot stad Nineveh. James Boyce skryf, hierdie hoofstuk is 'n meesterstuk van antieke literatuur, onoortreflik vir sy grafiese weergawe van 'n militêre aanval. Die eerste deel van hierdie hoofstuk beskryf die geveg vir Nineveh. In vers 1 sien ons die oproep tot die geveg. Nahum sien in sy visioen dat die soldate van Nineveh opgeroep word na die geveg. Vers 1 lees as volg: 'n verwoester trek teen jou op. Bewaak die vesting. Kyk uit langs die weg. Versterk die lendene. Versterk jou met alle mag. Ons weet nie in watter vorm hierdie boodskap by die koning van Nineveh uitgekom het nie, maar dit het miskien deur boodskappers, miskien hulle eie intelligensiedienste. Hoe dit ook al sy, die feit dat daar 'n vyhandelike oormag op pad is na Nineveh, het bekend geword binne in die stad. In vers 2 sien Nahum die rede waarom Nineveh en die Assiriërs vernietig gaan word. Vers 2: Want die Here herstel die heerlikheid van Jakob, net soos die heerlikheid van Israel, want plunderaars het hulle geplunder en hulle wingerdlote verniel. Die Assiriërs het baie volke, onder andere ook die volk van God, geplaag en geplunder oor baie jare. Soos ons reeds gesien het en ook in Jesaja voorheen, was die wreedheid van die Assiriërs sonder weergawe. En nou is dit hulle beurt. Die uurglas vir hulle het uitgeloop. Die nag het gekom en haas sou die son sak oor die magtige ryk van die wrede Assiriërs. Die vyand is in aantog. 'n Mens kan in jou geestesoog sien hoe die Assiriese soldate rondhardloop heen en weer in Nineveh, na die torings, na die mure, na die paleis om die koningshuis te verdedig. 'n Mens kan in jou geestesoog sien hoe die wapenkluise inderhaas nagegaan word, die skatkamers geseël word, die koorsagtige geskarrel buite die stadsmure om mense en diere binne in die stad en binne die veiligheid van die mure te kry, so vinnig as moontlik. Hoe die poorte van die stad gegrendel word. En dan die gespanne gewag op die mure, terwyl die oormag teen hulle in aantog is. Die aanvoelbare spanning in die kolossale paleis terwyl diensknegte rondskarrel, en dan die stilte. Die lang beleg van 3 maande het begin. Die koning in desperate strategiese vergaderings met sy generaals probeer planne maak. Maar alles is te vergeefs, want die oordeel is gevel. Die uitspraak deur God se profeet is gemaak. Nineve se tyd is verby.
Vanaf vers 3 tot 7 sien ons deur die oë van Naam die geveg. Eers die opbou tot die geveg in vers 3 en 4. Die gebruikelike magsvertoon voor die inval. Vers 3 en 4. Die skild van sy helde is rooi geverf, die dapper manne in skarlaken gekleed. Die strydwaan skitter met die glans van staal op die dag as hy hom gereed maak, en die spiese word geswaai. Langs die paaie raas die strydwaans, hulle jaag rond oor die vlaktes, hulle voorkoms is soos fakkels, soos bliksemstrale skiet hulle heen en weer. En dan die inval, die vernietiging, die vernedering en die wegvoering van Ninive se mense. Net soos hulle gedoen het, word nou aan hulle gedoen. Ons lees in vers 5 tot 7. Hy dink aan sy vername manne, hulle struikel in hulle vaart. Hulle hardloop na die muur waar die stormdak opgerig staan. Die poorte van die riviere word oopgemaak en die paleis smelt weg. En dit is beslis, die stad word ontbloot, sy word weggevoer en haar slavinne kla soos die stem van duwe en slaan op hulle bors. 'n Mens lees op Wikipedia die volgende aangaande die val van Ninive. Die val van Ninive, ook die slag van Ninive genoem, was 'n groot geveg wat die hoogtepunt van die oorwinning oor die Assiriese ryk in 612 voor Christus gemerk het. Na die Assiriese nederlaag by die val van Assur, beleer 'n geallieerde weermag van Meders en Babiloniërs die stad Ninive. Die val van Ninive het gelei tot die vernietiging van die nuwe Assiriese ryk as die dominante staat in die antieke nabye ooste oor 'n tydperk van die volgende 3 jaar. Argeologiese rekords toon dat die hoofstad van die eens magtige Assiriese ryk omvangryk ontstedelik en gedepopuleer is in die dekades en eeue na die geveg. Net soos Naam gesien het, het Ninive heeltemal verdwyn. Mense het uitgetrek en nooit weer daar gaan bly nie. Babel, skryf hulle, het hierna weer die keiserlike sentrum van Mesopotamië geword vir die eerste keer in meer as 1000 jaar. En vriende, weer eens, daftuil die woord van God en die sekulêre geskiedenis presies. Weer eens bewys argeologiese opgrawings dat die woord van God akkuraat en waar is. Wat 'n wonder van waarheid is die woord van God. Soos altyd en alles met bose ryke en alles van die Satan, het die verval van die Assiriese ryk van binne af begin. Ek lees verder. Na die dood van koning Assurbanipal in 631 voor Christus, het die eens magtige Assiriese ryk al hoe meer onstabiel geword. 'n Reeks interne burgeroorloë het gevolg. Dit het heelwat van die ondergeskikte state, waarvan baie hulle eie politieke leierskap gehad het, rusteloos gemaak. Dit terwyl naburige state en groepe soos die Meders en die Babiloniërs en die Galdeërs al hoe meer vyandig geword het teen Assirië. In 612 voor Christus het die Babiloniërs hulle leer weer saamgetrek en by die Meders aangesluit om teen Ninive kamp op te slaan. Hulle het die stad vir 3 maande lank beleer en in Augustus daardie jaar uiteindelik deur die verdediging gebreek en begin om die stad te plunder en aan die brand te steek. Die Assiriese koning Sin-Shar-Ishkun is in die beleg gedood en volgens tradisie soos uiteengesit in Diodorus het die Tigrisrivier wat sy walle oorstroom het, die stad oorstroom. Die geallieerde leers het die area van die buitenste mure binne gegaan wat verswak is deur die water en geveg om die paleis oor te neem. Tempels is geplunder en die paleis is uiteindelik afgebrand. En weer eens vriende, hoe verstommend akkuraat is die woord van God. Verlede week het ons gesien dat dit is presies wat Naam geprofeteer het. In Naam 1 vers 8 lees ons hierdie woorde. Maar met 'n oorstromende vloed maak hy 'n einde aan die plek van die stad en sy vyande vervolg hy die duisternis in.
Na die val van Ninive het die Assiriese ryk ver in die agtergrond verdwyn. Nooit weer sou hulle wreedheid en hulle bloeddorstigheid die Midde-Ooste plaag nie. Soos die oggend mis voor die son van God se geregtigheid, verdwyn hulle en so ook hulle invloed. Presies soos die profeet Naam dit gesien gebeur het onder leiding van die kosbare en dierbare Heilige Gees. Vanaf vers 8 tot 12 sien ons die verslaane stad Ninive. Vers 8, en Ninive is soos 'n vywer van waters al die dae van haar bestaan, maar hulle loop weg. Staan tog, staan, maar daar is niemand wat omdraai nie. Roof silwer, roof goud, en onuitputlik is die voorraad, 'n rykdom van allerlei kosbare dinge. Leegheid, ontlediging, vernieling, en die hart versmelt en knieë wankel, en in al die lendene is krampe, en die aangesig van hulle almal word bleek. Waar is die leeplek van die leeu's, wat die voedingsplek was van die jong leeu's? Waar die leeu en die leeuwin, die klein leeuetjie rondgeloop het sonder dat iemand hulle skrik maak. Die leeu wat vir sy kleintjies geroof en vir sy leeuwinne gewurg het, wat sy gate met roof gevul het en sy leeplekke met buit. David Guzik skryf, hy sê Naam het gesien dat die troepe wat Ninive moes verdedig, sou wees soos 'n poel water wat wegvloei sonder nut. Hulle sou nutteloos wees om die stad te verdedig. En James Boyce skryf oor die stad se skatte wat geplunder is, 'n indrukwekkende bevestiging van hierdie profesie, sê hy, is dat niks van al die goud en die silwer in die ruïnes van Ninive deur argeoloë gevind is nie. Ninive was inderdaad kaal gestroop. Weer Guzik, hy sê die leeu was een van die nasionale simbole van die Assiriese ryk. Hulle het ander nasies vertrap en beroof, soos leeu's wat prooi vernietig. Nahum vra dan nou, waar is die woning van die leeu's? God het hulle wat eens so magtig was, verneder. In die laaste vers van hierdie hoofstuk word die spyker in die doodskus geslaan vir Ninive en Assirië, vers 13. Kyk, ek het dit teen jou, spreek die Here van die leerskare, en ek laat jou strydwaans in rook opgaan, en die swaard sal jou jong leeu's verslind, en ek sal jou roof van die aarde verdelg, en die stem van jou gesante sal nie meer gehoor word nie. Guzik skryf, hy sê hierdie titel verwys na God se posisie as opperbevelvoerder oor die leerskare van die hemel. Die stem van die boodskapper sal nie meer gehoor word nie. Ninive het sy status as 'n magsentrum in die destydse wêreld geniet en het gery op die feit dat die stem van haar boodskappers aandag in paleise reg oor die wêreld geniet het. Daardie voorreg sou tot 'n einde kom onder God se oordeel. En vriende, so is dit met 'n lewe van sonde. Dit is eenvoudig nie die moeite werd nie. Ek wil daarom vanmôre saam met jou stil staan by hierdie gedagte. Ek het dit teen jou. Dit is hoe hierdie saak vir die Assiriërs verloop het en vir Ninive as 'n stad. God het hulle wreedheid teen hulle gehad. Hy waarsku hulle deur Jona en hulle bekeer hulle vir 'n kort tyd. Maar dan val hulle terug in hulle ou weë en word weer een van die wreedste nasies wat ooit bestaan het. En uiteindelik draai God teen hulle. Die koning van Ninive sou hom met Naam se boodskap weer voor God verootmoedig in 'n poging om weer die arm van God te draai om hulle genadig te wees. Maar dit het nie gewerk nie. God wou niks weet nie. God het teen Ninive gedraai. Hierdie woorde, ek het dit teen jou, sien 'n mens in die Ou en in die Nuwe Testament. In Jeremia sien ons dit 3 keer. Jeremia 21 vers 13, waar God sê ek het iets teen Juda. In Jeremia 50 vers 31 en 51 vers 25, waar God sê ek het iets teen Babel. 9 keer in Esegiel sê God ek het iets teen iemand. Esegiel 5 vers 8 sê hy, ek het iets teen jou Juda. 21 vers 3, ek het iets teen jou Juda.
In 26 vers 3 sê hy, ek het iets teen jou Tyrus. Esegiel 28:22 sê hy, ek het iets teen jou Sidon. In Esegiel 29 vers 3 en 29 vers 10 sê hy vir Farao van Egipte, ek het iets teen jou. In Esegiel 35 vers 3 sê hy, ek het iets teen jou, Edom. En dan in Esegiel 38:3 en 39:1 sê hy, ek het iets teen jou, Gog, vors van Ros. En dan natuurlik die twee verwysings hier in Nahum, die hoofstuk waarmee ons tans besig is en volgende week se hoofstuk. God sê vir hulle, ek het dit teen jou. En dan sien ons dit ook in die Nuwe Testament, in Openbaring 2, waar die Here Jesus teen die gemeente in Efese sê, in Openbaring 2 vers 4, ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. 15 keer in totaal kom hierdie begrip voor in die woord van God. God wat vir 'n mens of 'n volk of 'n gemeente moet sê, ek het iets teen jou. Dit begin as iets wat God teen iemand of 'n volk of 'n gemeente het. Maar indien daar niks aan gedoen word nie, draai God in tyd geheel en al teen daardie persoon, daardie volk of daardie gemeente. Ons sien dit so reg deur die ganse skrif. Ook in Openbaring, hierdie aanhaling in hoofstuk 2, waar die Here Jesus voortgaan om verder te verduidelik en sy waarskuwing aan die gemeente in Efese te voltooi, sien ons in Openbaring 2 vers 5 dat hy vir hulle sê, onthou waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. En as jy dit nie doen nie, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Vriende, wat 'n verskriklike plek om te wees. Eers die besef dat God iets teen my het. En dan dikwels in mense se lewens, dan die verharding van hulle harte. Die weiering om te breek met sonde en voor God te buig. Die weiering om te bekeer. En dan volg die oordeel. Wanneer God teen so 'n mens draai. Wanneer God teen so 'n volk moet draai, wanneer God teen so 'n gemeente moet draai. Seker die beste voorbeeld hiervan wat ons in die woord van die Here sien, is koning Saul, die eerste koning van Israel. God het hom uitgekies. Samuel het hom liefgehad soos sy eie seun. Maar Saul was ongehoorsaam aan God en God het dit teen hom gehou en Saul het geweier om hom te bekeer. En uiteindelik het God teen hom gedraai. Hy word kranksinnig. Hy gaan soek uiteindelik raad by die heks van Endor en hy neem sy eie lewe eerder as om deur die Filistyne gedood te word. Vriende, wanneer God teen iemand gedraai het, kan niks of niemand daardie persoon help nie. Want wie kan teen God veg? Huidiglik leef ons in die tyd van God se genade. Die dispensasie van die kerk. In die Engels noem hulle dit die age of the Spirit, die tyd van God se genade. En baie mense dink verkeerdelik dat omdat God nie nou mense en volke straf nie, dat hy nooit gaan straf nie, en niks kan verder van die waarheid af wees as dit nie. Nou is ek en jy in die tyd wat die Heilige Gees van God vir baie mense op baie maniere sê, ek het iets teen jou, ek het iets teen jou, ek wil hê jy moet draai na my toe. Ek wil hê jy moet jou bekeer. Ek wil hê jy moet luister. Miskien het God iets teen my en teen jou vanmôre. En ons weet dit. Want ons weet waar ons veronderstel is om te wees. En ons weet dat ons moet bekeer. Miskien is daar iemand vanmôre wat luister. Miskien iemand later op die kanaal gaan luister. Jy's nog nie wedergebore nie. Jy's nog nie gered nie. Jy het nog nie vergifnis vir jou sonde gekry nie. En God bly deur die Heilige Gees aan jou hart se deur klop en sê, ek wil inkom, maar ek het iets teen jou. Maak die deur oop, dat ek kan inkom en saam met jou maaltyd hou.
Hy's nog nie finaal teen ons in hierdie tyd van die kerk nie. Hy wag vir ons om te draai, om ons opreg te bekeer van daardie dinge of daardie lewe waarmee ons besig is, waarvan hy moet sê, ek het iets teen jou. Hy wil vergewe en hy wil genadig wees, maar as ons weier, dan het hy geen keuse as om uiteindelik teen ons te draai nie. En dit is presies, vriende, wat uiteindelik eendag gaan gebeur by die groot wit troonoordeel. Ons lees in Openbaring 20 vers 14 en 15 die volgende. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Dit is hoe dit eendag gaan lyk, wanneer God finaal teen mense moet draai, wat hulle nie voor hom wou bekeer nie, wat nie wou wegdraai van daardie dinge waarvoor God die heeltyd gewaarsku het, deur sy kosbare Heilige Gees, en gesê het, ek het iets teen jou. Maak reg, bekeer jou, los, kom terug na my toe, of maak jou hart oop vir die eerste keer. En hier is die skrikwekkende deel, wanneer God teen jou gedraai het, draai hy nie weer terug nie. Die draai is finaal en onomkeerbaar, soos dit was vir Ninive. En dit sal mense eendag te laat besef, wanneer hulle in die poel van vuur gewerp word, daar is geen omdraai nie, daar is geen uitkoms nie, daar is geen tweede kans nie. Jy kan nie respawn soos in die rekenaarspeletjies nie. Daar is nie 'n tweede lewe nie. God het teen jou gedraai, soos teen alle onbekeerde sondaars. En dit is permanent. Wat 'n verskriklike plek om te wees. Die aanvoerder van die hemelse leerskare het teen jou gedraai en niemand kan jou ooit weer help nie. Maar vriende, dit hoef nie waar te wees in ons lewens nie. Paulus skryf hierdie wonderlike woorde in Romeine 8. Hoofstuk 8 vers 31 skryf hy hierdie wonderlike woorde. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God teen jou gedraai het, kan niemand jou meer help nie. Maar as God vir jou is, kan niemand teen jou wees nie. Hoekom nie? Want in vers 32 sê hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom vir ons ook alles genadiglik skenk nie? God gee vir ons in Christus alles wat ons nodig het, om vervuld en gelukkig te wees, en alles wat hy vir ons gee, skenk hy vir ons uit sy genade. Alles wat ons nodig het om geestelik te oorwin, alles wat ons nodig het om te heers oor sonde, alles gee hy vir ons, in Christus Jesus, in sy genade. Hy skenk ons die ewige lewe. Wie kan teen ons wees? In vers 33 sê hy, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. God maak my regverdig, wat dit nie verdien nie. Ek wat 'n vuil sondaar is, wat die hel verdien. God kom en in Christus maak hy my regverdig. Wie kan teen ons wees? Vers 34, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Die Here Jesus het opgestaan, oor die dood oorwin, opgevaar en gaan sit aan die regterhand van die Vader, waar hy vir ons intree. Wie kan teen ons wees? Niemand nie. Vers 35 en 36. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? En dan noem hy verdrukking, of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Niks behalwe sonde kan ons skei van sy liefde en sy teenwoordigheid nie.
nie 'n tronksel nie, nie 'n siekbed nie, niks kan ons skei nie, want hy gee aan almal wat hom volg die hemel, al word jy vervolg, al word jy gedood. Jy kan nie verloor saam met God nie. So Small Paul altyd gesê het, you cannot scare me with heaven. Wie kan teen ons wees? Vers 37 sê hy, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Hy maak ons meer as oorwinnaars. Wie kan teen ons wees? En dan herhaal hy, ekskuus tog in vers 38 en 39, om te benadruk, hy sê, want ek is verseker, dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenswoordige of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Ek vra weer, vriende, wie kan teen ons wees? Vriende, die mense van Ninive het op die harde manier uitgevind, as God iets teen jou het, en jy bekeer jou nie, dan draai hy uiteindelik teen jou. En dan kan niemand jou help nie. Maar Paulus leer ons aan die ander kant, dat as God vir ons is, niemand teen ons kan wees nie. Weet nie wat is die implikasie van wat Paulus hier sê in Romeine 8? Die implikasie is, dit gaan beter met 'n wedergebore kind van God, wat honger in die tronk sit vir die evangelie, as wat dit gaan met 'n skatryk sondaar in sy groot huis, van wie God nog moet sê, ek het iets teen jou. Kan ek dit weer sê? Dit gaan beter met 'n bloedgewaste, wedergebore kind van God, wat honger in 'n tronk sit vir die evangelie, as wat dit gaan met 'n skatryk sondaar in sy groot huis, vir wie God nog moet sê, ek het iets teen jou. Ek vra weer, wie kan teen 'n kind van God wees? Wat kan teen 'n kind van God wees? Ek dink nie ons besef altyd wat God vir ons in die Here Jesus gedoen het aan die kruis, in sy opstanding en sy hemelvaart nie. Die vryheid, die genade, die hoop, die krag, die leiding, die ondersteuning wat hy tot ons beskikking gestel het om ons meer as oorwinnaars te maak. Om te moet kies tussen hierdie twee opsies, behoort vir enige regdenkende mens 'n no-brainer te wees. God teen my of God vir my. Dis 'n no-brainer. En tog kies die meeste mense om 'n lewe te lewe waar God gedurig moet waarsku. Ek het iets teen jou. Ek het dinge teen jou. Jy moet jou bekeer. Ek het iets teen jou. Wat uiteindelik gaan word, ek draai teen jou. Gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. Vriende, laat Ninive en die lot van die Assiriërs vir elkeen van ons 'n waarskuwing wees. As God sê ek het iets teen jou, moet ons bekeer voor hom. Ons moet in berou en in sak en as voor hom kom, soos wat die mense van Ninive vir die eerste keer gedoen het. Maar dan moet ons daar bly. Ons moet voor God in gehoorsaamheid bly. Ons moet nie weer teruggaan na ons ou weë toe soos wat hulle gemaak het nie. Met ons hele hart en met ons hele lewe, sodat hy ons kan wederbaar en ons kan vul met sy Heilige Gees. Want as hy uiteindelik teen ons draai, kan niemand en niks ons ooit weer help nie. Maar as hy vir ons is, wie kan teen ons wees? Kom ons bid saam. Here, dankie vir die krag van u woord wat ons vanmôre weer kom
waarsku, maar ook verskriklik bemoedig. Waarsku die wat weet dat daar in hulle lewens dinge is wat U teen hulle het, dinge wat hulle moet mee breek, dinge wat nie reg is nie. Mense wat nog nie in 'n verhouding met U is nie, nog nie wedergeboorte ervaar het nie, nog nie vergifnis van hulle sonde gekry het nie, Here. U waarsku, ek het iets teen jou. My genadedeur staan oop, kom in, dat ek jou kan was. Here, vir ons wat U dien en wat U volg, dankie vir hierdie bemoediging vanmôre. U is vir ons, wie kan teen ons wees? Wat kan teen ons wees? Hulle kan ons in 'n tronk gooi. Ons is steeds oorwinnaars. Dankie Here dat U vir ons gesterwe het en dat U ons meer as oorwinnaars maak. Help ons Here om gehoorsaam te bly. Help ons om onder U gesag te bly. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.